Ons lees in Korintiërs hoe Paulus gesukkel het met die gemeente, omdat hulle so vleeslik was. En Paulus se hart was om vir hulle te wys hoe danig hulle moes lewe en wat hulle moes doen om 'n lewe te lewe vanuit die Gees. En dan leer Paulus hulle in die eerste boek, hy sê, die angel van die dood is sonde. Maar dan sê hy ook, die krag van die sonde is die wet. Nou baie keer sê ons wil die wet handhaaf, sodat dit ons kan keer om nie te sondig nie. Dan sê Paulus, nee, dan val ons juis in dit. In Romeine sê hy sê, wie kan my red van die angel van die dood? Slegs Christus, slegs die Gees van God. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ons sien die stryd wat hy voer, is maar stryd wat ons vandag ook voer. Ek probeer die regte dinge doen, ek probeer die wet onderhou, om reg te wandel. Maar in die tweede boek van Korintiërs sê hy dan, hy sê vir die gemeente, toe Moses opgaan om die wet te gaan haal, was die heerlikheid so, dat toe hy terugkom, hy sy gesig moes bedek het. En dan sê Paulus, as die heerlikheid van die wet dan so was, hoeveel te meer is die wet van die Gees? Hoeveel te meer is die heerlikheid van die Gees in die nuwe bedeling? Ons bevind onsself baie keer dat ons lewe vanuit die ou bedeling, ons lewe vanuit die moets en die moenies. Dan sê Paulus, hy sê, tot vandag toe nog, as die wet gelees was, as Moses gelees word, is daar 'n sluier oor die oor. Hy sê dan juist dan, verstaan ons dan reg, dat wanneer ek die wet probeer onderhou, wanneer ek 'n lewe in Christus probeer lewe deur die wet onderhou, is daar 'n sluier sodat ek nie sien nie. Hy sê maar, as ek met onbedekte gesig, as ek die sluier wegneem, en as ek dan in die spieelbeeld kyk, word ek van heerlikheid verander, van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Wanneer ek in die spieël kyk, en nie die wet sien nie, want in die wet, hoe meer ek die wet probeer gehoorsaam, hoe meer ek probeer om die regte dinge doen, hoe meer voel ek dat ek dit nie maak nie. Paulus sê van in die Korintiërs, dis juis waar die probleem lê. Is dat ons 'n lewe probeer lewe om die regte dinge te doen vanuit die vlees. Hy sê, maar as ek in 'n spieël kyk en ek die heerlikheid van God aanskou, 'n spieël weerkaats myself, as ek in die spieël kyk en ek sien die Gees van God wat binne my woon, nou word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. Die wet kan my nie verander nie, slegs die Gees. Maar wanneer ek in 'n totale oorgawe lewe in die Gees van God en in die wete van wie hy is binne my, as ek lewe om te sien 'n onbedekte gesig, die heerlikheid van God in my, dan word ek van gedaante verander. Nou is dit nie meer ek wat die werk doen en die regte dinge doen nie. Nou het ek geen rede om te roem nie, want nou gaan dit oor die werk wat Christus Jesus binne my gedoen het. En ek word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Is jy moeg van probeer, is jy moeg van gesukkel, is jy moeg van elke keer oor en oor God te moet vra vir dit wat jy wil doen, maar nie kan doen nie. Is jy moeg geprobeer, is jy moeg bang gewees, is jy moeg
vrees vir dinge wat kan kom. Moeg vir die onvergifnis in jou hart, moeg vir die probeer om dit reg te kry. Dan sê Jesus, kyk in die spieël. Kyk in die spieël, dan sien jy die heerlikheid. Kyk dat jy probeer kyk met 'n sluier en al wat jy dan sien is jou eie probeerslag en dat jy dit nie kan maak nie. Weet dat jy nie meer hoef te kyk na jou val en opstaan nie, maar kyk na die heerlikheid van God, wat hy vir jou gedoen het binne in jou lewe. Kyk dat jy besef dat jy saam met Christus gesterf het en dat jy saam met hom opgewek het en sit in hemelsplek. Nou is dit nie meer my eie probeerslaan nie. Maar dit is dat dit Christus is wat dit vir my kom doen het. Nou kan ek groei van heerlikheid en tot heerlikheid. As jy moesmoedig is oor jou probeerslag, word stil en vra God dat jy die spieël kan sien, sy heerlikheid wat binne in jou woon. Gee oor. Gee jou probeerslag oor en laat toe dat hy die werk in jou doen om te verander van heerlikheid tot heerlikheid. Amen.